Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. En so as jy dalk gemis het, die hooftema, as jy Kolossense wil opsom in een sin, is die autoriteit en die genoegsaamheid van Jesus. The supremacy and sufficiency of Christ. En so the supremacy, die autoriteit het ons spesifiek gesien in hoofstuk 1 vers 15, Lukas daarna mooi gewys as Jesus se CV wat amazing is. Ek meen, come on, soos skepper van alles is deur hom geskep vir hom, hy is die seun van God, hy was die begin, hy is die einde, alles is in hom, die deity of God dwel in hom, soos Jesus is amazing. En dan sien ons hierdie Jesus is genoeg, omdat alles deur hom en vir hom geskep is. En ons het gesien, Jesus is genoeg in hoofstuk 1, deurdat ons sien, hy het ons gevat van die mag van duisternis na die koningskap van sy heerskappy. En in hom het ons vergifnis van sonde, verlossing, hoop tot heerlikheid, 1 vers 27, Christ in you, the hope of glory. Daai Christus wat so amazing is in jou, en hy is ons hoop tot 'n amazing beter lewe. En ons het die genoegsaamheid van Jesus gesien in hoofstuk 2, waar die genoegsaamheid ons beskerm teen die valse teorieë, filosofieë, praatjies, of wat ook al jy dit wil noem, van buite wat jy wil sê, hoorie, jy weet soos jy's 'n Christen, maar jy moet net soos kan of iets voel wanneer jy worship, of dan moet emosie wees, jy moet dit en dit voel, of aan die ander kant, soos as jy teologie net so bietjie beter was, man, as jy net so bietjie beter stilte tyd gehad het, bietjie meer Bybel gelees het, weet, dan is jy regtig 'n Christen, en Paulus sê vir ons, nee, Jesus is genoeg, hy is die fondasie, wanneer jy hom het jy alles, glo in hom en hou vas aan hom. En dan kom ons in hoofstuk 3 en ons sien, maar as Jesus my koning is, en hy genoeg is vir my, dan wil ek my oor rig op hom. Raise your eyes to him above, in whom you are hidden. Your life is hidden with Christ. Ek is amper al reeds daar, en omdat Jesus my lewe is, en hy genoeg is vir my, het ek niks sonde in my lewe nodig nie, en wil ek nie sonde hê nie. So ek doen alles om sonde dood te maak, ek veg dit, en die manier hoe ek dit veg, is om te hardloop na Jesus, want hy is genoeg, en hy bevredig my, en nie sonde nie. En aan die einde van hoofstuk 3 het ons sien, maar as Jesus genoeg is, en as ek kan vertrou na hom, en as hy my koning is, hoekom sal ek enigstens 'n ander design wil volg as sy design vir my lewe? So ek kyk na hom vir hoe ek my huwelik hanteer, vir die man of vrou wat ek kies, vir hoe ek my kinders grootmaak, en vir hoe ek by die werkplek optree. En ons sien dat Paulus sê in vers 17 van hoofstuk 3, dat alles wat ons doen of sê, moet ons doen in die naam van die Here Jesus Christus, want hy is koning. En ek wil nie ander koning hê nie. En nou kom ons by die einde van hierdie hoofstuk, en Paulus sê, nou dat jy weet, dat alles wat jy nodig het, of nog ooit wou gehad het, of ooit soek, die doel van jou lewe is alles gevind in Jesus, nou sê, okay, bid. Bid vir jouself, dat jy hierdie vat en glo en dit waar maak van jou lewe, maar bid ook, dat God die deur sal oopmaak, sodat hierdie boodskap van Jesus, wat genoeg is, sal uitgaan op 'n duidelike manier na buite, dat die wêreld sal hoor, Jesus is genoeg vir hulle, en hulle hoef nie hulle identiteit iewers anders te vind nie. En die manier om dit te doen, is om ook uit te gaan, to walk in wisdom to outsiders, en na hulle toe gegaan, en te sê, luister, ek gaan nie net hier vir my hou nie, maar as mense buite aan, mense buite die kerk, wat ook hierdie boodskap moet hoor. En ook deur gehoorsaam te wees aan die einde van ons teks, vir ons al daai name sien, nou gaan by dit kom, ons sien hoe amazingly hierdie mense net bygedra deur gehoorsaam en gewillig te wees, tot die feit dat Jesus se naam bekend gemaak kan word. En so dis waar ons kom aan die einde van ons boodskap. En so, jy sit hier so, en jy sê, okay, maar hoe gaan ek my lewe gebruik, om hierdie moontlik te maak? Die titel vir die aand is jou storie vir God se storie. En Paulus sluit hier af met die boek van Kolossense, en hy sê, luister, jy wil ek gebruik. Hy het vir ons die amazing gospel waarheid gegee van Jesus plus niks, en hy sê, okay, jy moet eerstens bid. Ek het julle gebede nodig. Maar tweedens, jy moet gaan gesprekke voer met mense buite, want dis hoe hulle gaan hoor van Jesus. Jy is die voertuig tot mense, en derdens, wees gehoorsaam,
aan waartoe jy geroep is en waar God jou geplaas het en wees gewillig om te dien en te serve en net die bietjie te doen wat jy kan doen, want dit dra by tot Jesus se naam wat bekend word. So dis die manier hoe jou storie gebruik gaan word vir God se storie en ons gaan dit in die teks sien is gebede, gesprekke, gehoorsaamheid en gewilligheid. Gebede, gesprekke, gehoorsaamheid en gewilligheid. Kom ons bid en vra dat die Here hierdie woord sal gebruik. Almagtige Vader, U is so goed vir ons. En U is so goeie Pa en ons is so dankbaar dat ons hier kan sit as kinders en dogters van die Koning. En ons is dankbaar vir die boek van Kolossense wat ons gewys het dat alles wat ons nodig het gevind word in Jesus. Hy is genoeg en hy is koning oor ons lewens. Here, ek weet hier sit vanaand mense en hulle dink maar hoekom wil ek my storie gebruik vir God? En Here, dan is die antwoord dat elke een van ons diep binne wil hê ons lewens moet iets beteken. Elke liewe een van ons weet ons wil bydra tot iets en Here, die enigste manier hoe ons lewens gaan sin maak en ons enigste manier hoe ons lewens gaan tel is wanneer ons dit leef vir die een wat ons geskep het. Here, my gebed is dat ons dit sal sien, dat ons sal sien ons storie gaan tel wanneer ons dit gebruik vir U storie wat is om Jesus bekend te maak en Uself te verheerlik. Here, dis my gebed dat die Heilige Gees my sal vul, maar elke persoon hier om te sien dat U hulle wil gebruik om Jesus bekend te maak in die Pretoria en die res van die wêreld. Kom nou en mag die Gees en die woord kragtig werk. Amen. So ons gaan reguit inspring met die eerste manier hoe God jou storie wil gebruik vir sy storie en dit is gebede. En so julle kan saam lees en ek vra julle nou al, hou julle Bybels by julle, hou jou foon by jou, soos ek gaan letterlik versie vir versie deur die teks gaan om vir te wys wat God vir ons wil sê. Ons sal altyd, dis nie my woord nie, dis God se woord en vanaand nog meer gaan ek vir ons wys wat Paulus en God se woord vir ons wil sê. So kom ons begin, vers 2 tot 4, en dit behoort vir julle op te kom. Continue steadfastly in prayer, being watchful in it with thanksgiving. And at the same time, pray also for us that God may open to us a door for the word, to declare the mystery of Christ, daai mysterie wat ons gehoor het van Christus in jou, on account of which I am in prison, that I may make it clear, which is how I ought to speak. So ons sien dadelik hier, Paulus begin om te sê dat elke gelowige is veronderstel om 'n lewe van gebed te leef. Dat ons in alles wat ons doen, in gebed lewe. Nou dit beteken nie dat jy noodwendig 3 ure in die oggend sit of jou hele dag sit net in die kamer en bid nie, alhoewel dit amazing sal wees, maar ons weet dit is nie moontlik nie, maar Paulus wil ons aanmoedig tot 'n lewe van gebed. En die manier om dit te doen is eerstens om te besef dat ek is 'n seun of dogter van die koning en dis my identiteit. Ek is aangeneem in die Vaderhuis en op grond van dit wil ek verhouding hê met my Pa. Wil ek bid tot hom, wil ek praat tot hom in alles wat ek doen. En so, wanneer ek opstaan, wil ek sê dankie vir 'n nuwe dag. En ek bid en ek praat met hom. Wanneer ek in die stort kom, bid ek en ek praat. This is amazing, by the way. En wanneer ek in die kar klim, sit ek dalk die radio af. En ek hoor, wil Here vir my iets sê? Of ek bid saam met die worship musiek. Voor ek by die werkplek ingaan, bid ek dat die Here my sal gebruik as 'n lig vir die mense daar, dat mense Jesus in my sal sien. Maar ook, wanneer dit sleg gaan, en wanneer ek in sonde wil val, bid ek dat die Here my sal beskerm in die naam van Jesus om nie te val in sonde nie. Maar wanneer ek sonde kan teenstaan en wanneer ek dankbaar is vir amazing goed wat gebeur in my lewe en sien hoe hy werk in my en die mense om my, bid ek in dankbaarheid en ek celebrate en ek's gelukkig vir die victories in lewe. In alles wat ons doen, bid ons en ons lewe 'n lewe van gebed, want dis hoe God ons storie gebruik. Maar saam met dit vra Paulus dat soos jy 'n lewe van gebed leef, jy spesifiek vir 2 dinge sal bid. In al daai klein plekkies waar jy bid, vra jy spesifiek vir 2 dinge. Nie dat, by the way, hy soos uit die tronk uit sal kom nie. Dis nogals pretty cool om te sien. Paulus stuur hierdie brief vir Kolossense en hy sê, nee, moenie bid dat ek uit die tronk uit kom nie. Dis nie vir my probleem nie. Nee, daar's belangriker goed in die lewe. My storie moet gebruik word vir God se storie, nie vir my storie nie. En hy vra vir 2 goed. 1, en ons het dit soveel keer al gesê, dat 'n deur sal oopgaan na die lewens van ongelowiges. Dis wat hy bid. Dat 'n deur sal oopgaan na die lewens van ongelowiges en tweedens dat 'n duidelike
kragtige gospel message, die misterie van Christus en hy gekruisig, deur daardie deur sal beweeg, want dit is wat red. Sien, Paulus bid nie dat hy iets kan regkry nie, hy bid dat God 'n deur sal oopmaak sodat die gospel deur dit kan gaan. Want Jesus red en nie ons nie. So dis die twee goed waarvoor hy bid, maar ons weet dat daar is baie maniere dat deure oopgemaak kan word. Daar's baie maniere hoe God mense kan red, maar een van die belangrikste en beste maniere hoe God 'n deur oopmaak vir mense om gered te word, en Paulus weet hierdie is deur die gebede van die kerk. Dus kom hy skryf vir Kolossense, laat die deur oopgaan, bid vir dit. En so aandiens, ons moet bid vir deure om oop te gaan, dat ons deur sal kan oopgaan vir die mense se lewens daar buite, sodat Jesus deur hierdie deure bekend gemaak kan word. Nou weer eens, jy moet weet dat dit maak nie saak wie jy is nie. En ek's ernstig. Ek geen om of jy die rykste persoon is met die hoogste status in lewe, en of jy die armste student is wat dink niemand sien jou nie. Elke een van julle se gebede is nodig, want jy is deel van die liggaam van Christus, en so hy wil jou gebed gebruik. En so wanneer ons gebede gebruik word, om deur oop te maak, dat die evangelie deurgaan, is Paulus meer spesifiek, en hy sê, ek gaan vir julle maniere gee hoe om te bid. Okay, so hy gee vir ons drie maniere hoe ons kan bid, en die eerste een is, continue steadfastly in prayer. Ons sien dit aan die heel begin. Die tweede een is, be watchful in it. En die derde manier is, with thanksgiving. Okay, so kom ons leer daar 'n bietjie. Continue steadfastly in prayer. Wat beteken dit om standvastig te bid? Okay, so die woord standvastig beteken ek staan gevestig in gebed. Want gebed is my power waarop ek staan. Standvastig is my lewe word gegrond in gebed. Dis hoe ek deur lewe gaan. Dis hoekom hy sê lewe van gebed, en hoekom ek deur daai hele roetinetjie gegaan het, want dis hoe ek lewe. Standvastig in gebed. Maar ook wil Paulus ons met meer intentioneel wees met spesifieke geleenthede waar ons onsself diep grond en vestig in gebed. Waar ons spesifieke tye uitsit vir gebed om ons nog dieper laat vas staan in gebed. En dis hoekom, as jy ooit gewonder het, ons probeer om 1 keer 'n maand te vas en bid. En dis hoekom hierdie Woensdag ons gaan oggend en middagete nie eet nie en bid, want ons wil onsself grond in gebed. En surprise, ons gaan bid vir aandiens as 'n deur om oop te gaan sodat die gospel deur dit kan bekend gemaak word. En ons wil ook bid vir die kamp dat die Here dit gebruik en mense Jesus sal sien in ons lewens daar. So dis die eerste manier, continue steadfastly in prayer, grond jouself in gebed. Die tweede manier is be watchful. Okay, so be watchful beteken wees waaksaam en versigtig vir hoe jy bid. Jy is nie besig om rond te speel wanneer jy bid nie. Dis nie 'n game wat jy doen of net iets wat jy doen omdat jy dit moet doen nie. Nee, wanneer ons bid vir mense om te hoor van Jesus, is ons besig om te bid vir lewe en dood. Wanneer ons bid vir ongelowiges, moet jy besef jy bid vir hulle ewigheid wat voor hulle lê. En ons wil hê met alles in ons, dat hulle saam ons die ewigheid kan spandeer. So moenie rondspeel as jy bid nie. Be watchful vir die manier hoe jy bid. Jy bid nie vir jou eie motiewe nie. Nee, jy bid sodat Jesus bekend gemaak kan word. So wees waaksaam in die manier hoe jy bid en maak seker dat die manier hoe jy bid verheerlik God en nie jou nie. Dis die tweede manier, en die derde manier is met dankbaarheid. Ons bid with thanksgiving. So daar's twee maniere hoe ons kan bid met dankbaarheid, en ek dink die eerste en belangrik van alles is, kom ons bid in dankbaarheid dat wanneer jy Christen is, hy jou gevat het van dood na lewe, want jy het dit nie gedoen nie. Wees dankbaar dat die Gees jou wakker gemaak het, en jy kon sien wie Jesus is, en dat jy in hom 'n nuwe lewe het, dat jy in hom verlossing het, in hom vergifnis het, in hom hoop het. Dis iets amazings om voor dankbaar te wees. As jy nie kan dankbaar wees vir dit nie, moenie eens begin bid vir ander mense nie. Wees dankbaar vir wat God in jou lewe gedoen het. En ook wees dankbaar saam met ons hier as kerk vir wat God reeds gedoen het in aandiens. Kyk hoe sit ons hier, waar ons soos 15 was in daai babakamer, dis ons dubbel vanaand hier so meer. Dis amazing, en ek sê dankie Jesus vir elke persoon wat vanaand hier sit, wat moontlik iets kan hoor van hoe Jesus jou storie wil gebruik vir sy storie. Ons is dankbaar vir wat God doen onder ons en in ons lewens. Maar saam met dit, bid ons in dankbaarheid vir wat God reeds gaan doen.
Ons bid met verwagting dat hy gaan nog werk. Hy gaan nog mense deurbring sodat hulle Jesus kan hoor. Hy gaan die kamp gebruik. Hy gaan ons laat groei en Jesus exalt, want dis wat hy doen. So ons bid met dankbaarheid vir wat gaan kom. Dis hoe ons bid. Standvastig, waaksaam en in dankbaarheid. So die eerste manier hoe God jou storie wil gebruik, elkeen van julle sin, is met gebed, so aandiens, volhard in gebed. Die tweede manier, en ek love hierdie manier, gesprekke, vers 5 tot 6, julle kan saam met lees weer in julle Bybels. Walk in wisdom toward outsiders, making the best use of the time. Let your speech always be gracious, seasoned with salt, so that you may know how you ought to answer each person. So nou dat ons gebid het, vra Paulus, okay, ek gaan jou nie net daar hou waar jy sit en bid nie, ek wil actually, jy moet opstaan en gaan en jou gebed uitleef. Gaan na die outsiders. Walk in wisdom toward outsiders. En outsiders daar beteken outside, buite jou gemaksone. Dis buite aandiens, dis buite Christen community. Met ander woorde, ons wil die ongelowiges bereik, die mense wat nie Jesus ken nie, want hulle is outside. Hulle is buite die koninkryk van God. So ons wil hulle bereik spesifiek. En Paulus sê, so making the best use of the time. En so ons weet, as Paulus hierdie sê, bedoel hy wat hy sê en hy lewer dit uit. Ons het vroeër gesien, hy sê, hy gebruik al die energie in hom, wat God vir hom gee, om hom te verheerlik. I struggle with all the energy, I toil, I struggle. Met ander woorde, Paulus means business, het ek laas gesê, want hy vat dit ernstig dat God gee vir hom lewe, God blaas lewe in hom, al die energie wat hy het, is te dank aan God, so hy gaan dit gebruik om Jesus bekend te maak, want hoe anders? En so Paulus sê, moenie jou tyd mors nie, jou lewe is kort, dis soos 'n stukkie wolk wat verbygaan, moenie dit mors nie, sien jou lewe as 'n golf wat breek, jy's een golf, daar's baie wat breek na mekaar. Jy's een golf. En sien die strand, die sand op die strand, as ongelowiges. Jy wil breek op so 'n manier dat jy so ver as moontlik kan opgaan op daai strand. Jy wil nie 'n golf wees wat agter op ander golwe breek en net gemaklik bly in die see saam met gelowiges nie. Nee, jy wil voorwees. En jy wil ook nie net een van daai klein golfies hê wat so net voorbreek nie. Nee. Jy wil soos 'n breek met mag en krag, soos jy wil go en alles gebruik. Jy wil jou golf maak tel, sodat jy ver op kan beweeg en soveel as moontlik ongelowiges kan bereik met die naam van Jesus. Maak jou golf tel. Maak jou lewe tel, maak jou tyd tel. Dit beteken, check jou Google Calendar. Weet julle wat's dit? En as jy nie weet nie, soos, dis amazing, soos my lewe hardloop op dit. As ek nie dit doen nie, weet ek nie hoe ek sal aangaan nie. Check jou Google Calendar. Waar in jou Google Calendar maak jy tyd vir koffies met outsiders? Want, en ek dink Rachel het baie gesê, jou eerste prioriteit as disipel is om 'n disipel te wees. Wat beteken jy disipel ander? Dis jou eerste prioriteit. Dis eerstens waartoe jy geroep is om ander te disipel. Dis nie 'n hobby of 'n side job nie. Dis jou main job as Christen. Is gaan na outsiders. Dan is jy 'n man of 'n vrou of 'n ingenieur of 'n rekenkundige. So gaan kyk, waar het ek 'n braai geskedule? Waar het ek 'n koffie? Waar het ek 'n bier met iemand gereël sodat ek kan begin om te walk tot outsiders? Okay, en dan is die vraag, okay, maar Ruben, hoe die ongeluk doen ek dit? Okay, Paulus gee ons weer eens twee maniere. Hoe dit lyk om gesonde gesprekke te hê en hoe om te interact met mense buite. So volg saam my. Die eerste manier is, let your words be gracious. Vol van genade. Dit beteken jou hart is eerstens vol omgee en respek vir die ander persoon. Jou doel, en luister mooi, want mense kry dit verkeerd. Jou doel as Christen, wanneer jy 'n nie-Christen ontmoet of 'n pad begin mee stap, is nie om op die eerste koffie of eerste braai vir hulle te wys hoe sleg of sondig hulle is nie. Dis nie hoe jy dit doen nie. Nee, let your words gracious beteken wees genadig. Jesus was genadig teenoor jou, wat 'n absolute sondaar is. So begin en leer hulle ken.
Leer hulle storie ken. Leer hulle konteks ken. Sien, luister, waar kom hierdie persoon vandaan? Wie is hy? En dan kan jy die gospel in dit inbring. Iemand het gesê, wanneer jy 'n uur het met 'n persoon of 'n outsider, behoort 50 minute van daai tyd te wees waar jy luister na die ander persoon en 10 minute aan die einde waar jy miskien die gospel kan inbring in 'n spesifieke plek in daai storie. Want hoe anders gaan jy weet om die persoon te antwoord of in te praat in die persoon se storie as jy nie weet wie hy is nie. So die eerste manier is kry konteks, hoor hulle storie, leer hulle ken, word vriende met hulle en begin lewe saam met hulle doen. En dan die tweede manier is let your words be seasoned with salt. Wat beteken die woorde wat jy sê en uit jou mond uitkom, dra gewig. Dis belangrik wanneer jy Jesus se beelddraer is hier op aarde, dat die manier hoe jy praat is 'n manier wat hom verheerlik en hom sigbaar maak. Met ander woorde, ons wys in ons gesprekke met mense dat Jesus is genoegsaam vir my, dat alles wat ek nodig het is gevind in hom. Hy is die hoofkarakter in my storie en hy is koning oor my lewe. Maak saak met wie jy interakt nie, ons is nie skaam daarvoor nie. Nou, ons wil 'n taal praat wat 'n gesoute taal is. Nou die enigste gesoute taal wat ek ken is die gospeltaal. So, ek weet nie wie van hulle gospel fluency gelees het nie, maar dis die taal wat ons wil praat. Ons wil gospel fluent wees. Ons wil vloei in die manier hoe ons praat oor Jesus, want hy is ons lewe. En so wanneer iemand met ons interact, kan ons nie anders as om net Jesus vir hulle te wys nie. Want Jesus is die antwoord op enige taal wat iemand daar buite praat, wat nie sy taal is nie. Die taal van confusion, die taal van swaar kry, die taal van wie ek is, wie is my identiteit, wat is my identiteit, die taal van waar pas ek in, die taal van confusion, die taal van die wêreld, is nie 'n goeie taal nie. En die enigste manier hoe ons kan antwoord op daai taal is met die taal van Jesus. Jesus is, ek beloof jou, Jesus is die antwoord op alles. Daar is nie 'n manier hoe jy Jesus kan gebruik om 'n persoon te antwoord op iets waarmee sy kan sy lewe nie. So, ons gebruik Jesus so that you know how to answer each person om hulle taal te kan antwoord met die gospeltaal, so wees gospel fluent. So dis die twee maniere, konteks en 'n gesoute taal. Nou ek 'n klein illustrasie om dit uit te beeld hoe belangrik dit is om die konteks te verstaan en te weet hoe om in te praat op dit. Nou Jan het nie hierdie storie gevang nie, so ek gaan dit baie goed probeer verduidelik, want dit is nogal snaaks, as jy nie lag nie, soos asseblief lag. Okay, so imagine soos hier's 'n persoon, hy lê op 3 stoele in 'n saal, daar's soos 'n balkon soos op bo kan dan sê, en hier kom iemand in, dis voor 'n show of iets wat gebeur. Die persoon kom en hy sê, sorry meneer, maar jy kan net soos 1 stoel gebruik. Jy soos lê op 3 stoele. En die persoon lê daar, hy's dalk begin pyn en hy mompel en hy antwoord nie regtig hierdie persoon nie. En hierdie persoon raak bietjie geïrriteerd want sy werk is om seker te maak alles luid. En sy sê weer vir hom, luister meneer, soos jy kan nie soos 3 stoele vat nie, jy mag net 1 stoel vat. En verstaan hy raak bietjie kwaai en so aan en hierdie persoon lê net daar en hy kan amper half nie eers antwoord nie en hy's net soos en eventually soos raak hy so kwaad, dan gaan roep die polisie. En polisie kom en hulle probeer uitfigure wie ou is, wat aangaan die ou vra op die ou en vir hom, luister maar, van waar af kom jy? En toe die polisie van vra van waar af kom hy, toe wys hy sy hand so op na die balkon. So, die persoon het geval van die balkon af en daar lê. Sê die ou is in pyn, toe gaan hy op 3 stoele. Okay, ek sal nooit weer daai joke gebruik nie. So die idee is wat jy moet verstaan is dat die konteks daar was so belangrik, want hierdie ou lê in pyn, hy het geval van die balkon af en hier kom die ou en hy raas met hom. En so as jy 'n konteks gehad het van wat gebeur het, sy geweet het hoe om met die ou te praat en hy sal waarskynlik 'n taal van hulp gebruik het en actually ambulans gekry het om die ou hospitaal toe te vat. So. Nie die beste storie nie, maar die idee is wanneer ons gaan na outsiders, kom ons verstaan hulle konteks. Kom ons hoor van waar kom hulle. En dan antwoord ons hulle met die gesoute taal van Jesus. Dis die tweede manier hoe God jou storie wil gebruik vir sy storie, is deur gesprekke. Die laaste manier is deur gehoorsaamheid en gewilligheid, vers 7 tot 18. Nou, hierdie deel is my so cool. So, ek dink nie eers soos toe ek my preek voorberei het, ek was op pad om actually nie eers te raak aan hierdie deel nie, soos, want, ek weet nie of julle weet wanneer jy 'n kontrak kry, soos die eerste bladsy, soos sit jy jou name en jou details, jou adres, en dan sal soos 8 bladsye van soos terms and conditions, nou gewoonlik soos skiep jy deur daai, ek weet, daar is seker mense wat seker elke sin gaan lees, maar, dis normaalweg nie, soos jy wil net weet waarom te teken, jy weet, soos ek soek na my kar, ek soek na my huis, jy gaan teken net, dis amper soos die app wat jy kry, en dan, jy soek net vir daai blokkie wat sê, I accept terms and conditions, want jy soek die app,
app. Jy gaan nie dit al lees nie. Nou, ek dink soortgelyk met hierdie teks, is dit soos, ons kom aan die einde voor die final greetings van Paulus, ons is okay, ek het die boodskap van Kolossense, I got this, volgende boek asseblief, en dis ons reageer daarop, en ek dink, as hulle moet eerlik wees, dink ek niemand van ons hier het actually soos woorde daar omkring of gehighlight en soos notes gemaak aan die kants en hier is amazing nie, want baie keer lees ons preek vinnig daardeur, ons is soos final greetings. Maar ek wil eers moet sien vanaand hier 2 stories hier van die name wat Paulus genoem het, dat daar is absolute gold in hierdie stories. En so ek gaan 2 stories uitlig en ek wens ek kan aan almal se stories raak, want ons regtig amazing goed nog wat ek so graag aan wou raak, maar tyd het toelaat nie. Maar 2 stories wat ek wil hê julle moet julleself probeer sien in hierdie stories. Kyk hoe jy kan identifiseer met hierdie stories en sien hoe God jou storie kan gebruik vir sy storie, soos hy hierdie 2 mense se stories gebruik het vir sy storie. So die eerste een is oor Tychicus of Tychicus. Ons gaan hom Ty, net vir die maklikheid daarvan. So dit behoort opkom, Tychicus will tell you all about my activities. He is a beloved brother and faithful minister and fellow servant in the Lord. I have sent him to you for this very purpose, that you may know how we are and that he may encourage your hearts, and with him Onesimus, our faithful and beloved brother, who is one of you. They will tell you of everything that has taken place here. Okay, so Ty is a beloved brother and faithful minister. Ty is soos 'n insider van Paulus se groepie, okay? Hy is een van Paulus se besties. Hy het saam Paulus gesit op die tafel. Hy het waarskynlik Paulus gaan besoek in die tronk. Hy het waarskynlik gesit toe Paulus hierdie brief geskryf het. So hy is soos pretty cool buddies met Paulus, okay? Nou kom Paulus en Paulus besef, luister, hy moet iemand vertrou om hierdie boodskap van Kolossense of vir Kolossense te vat na hulle toe. Paulus weet hoe belangrik hierdie is en so hy weet, soos hy moet 'n pretty good guy kry. En so hy roep vir Ty, hy sê, my man, soos you're the guy, okay? Hierdie boodskap moet uitkom by Kolossense en ek vertrou jou met dit. En Tychicus of Ty is soos, yes, in gehoorsaamheid en gewilligheid doen ek enigiets sodat my storie vir God se storie gebruik kan word. Okay? So Ty het nie gegaan en gesê, luister Paulus, jy weet ek soos kind of soos nogals daar saam jou, jy weet soos ons is buddies, soos wil jy nie dalk soos net soos FedEx of Postnet gebruik nie, soos ek meen regtig die rol van 'n messenger soos is dalk bietjie beneath my. Nee. Hy sê begin met die brief. Hy wil gaan, want my storie gaan nou maak tel word vir God se storie. En so hy gaan en hy vat die brief, hy sit dit in sy manbag, hy klim op sy perd of sy kameel, whatever hy gebruik het, en daar gaan hy na Kolossense toe. En hy kon enige tyd langs pad gestop het en die brief laat gee vir iemand anders, maar hy het faithful gebly en gehoorsaam gebly aan sy roeping of die bietjie waarmee hy vertrou is. Okay, so, hier's die catch. Ty het nie geweet dat hy dra die gees geïnspireerde woord van God in sy manbag nie. Hy het net gegaan en hierdie brief gevat wat miljoene lewens verander het, soos in miljoene, insluitend myne en joune. Hy was vertrou met 'n brief en kyk wat het God gedoen met dit. So hoe sal dit lyk as ons reageer soos Ty met bietjie wat vir ons gegee word? Weet jy wat kan God doen met dit? Weet jy God ons gebruik, al weet ons dit nie eers nie, met die klein bietjie wat ons gee? Jy hoef nie hier voor te staan, of in die band te wees, om iets te beteken, of om gebruik te word nie. God gebruik jy wanneer jy stoele pak. God gebruik wanneer jy koffie maak. Ek dink aan Fish en die projekterspan, wat soos elke Sondag, oggend en partykeer die aand hier is. Hoeveel van ons praat teken met hom? Dit het vir my regtig soos 'n maand gevat om Fish leer ken. Ek soos hierdie ou is awesome, ek wil net soos elke dag met hom chat. Ek dink aan die band wat soos elke Sondag 4 uur hier kom en oefen. En hulle tyd gee sodat ons lekker kan sing. Ek dink aan Bernice wat soos haar tyd insit om die diensspanne te organise sodat dit vlot loop, en dan elke een van julle wat al vroeër gekom het en stoel gepak het en koffie gemaak het en heel laaste loop om toe te sluit. God gebruik julle stories en die bietjie wat julle doen om die gospel en Jesus bekend te maak aan mense wat hier sit vanaand. En so ek vra dan aan dies wat nie daar is nie en wat dink oor dis dalk nie vir my om hierdie te doen nie, dat God wil jou gebruik. Sien dat God jou wil gebruik met 'n klein bietjie om sy naam bekend te maak. Wees gewillig. Kom en help.
Moenie 'n consumeristic mindset hê van soveel jong mense vandag wat kom sit in die kerk en sê gee vir my, gee vir my, gee vir my nie. Om te sê, "Jesus, maar hoorie, dis die musiek kan bietjie beter doen, jy weet, soos bietjie meer van 'n show opsit, ek meen, come on, soos ek voel dit net nie so great nie. Soos ag, daai preek is bietjie lank, is soos ek weet nie, jy wat praat, soos nee. Kom en sê, wat kan ek doen? Nie, hoe kan God se storie my storie help nie, maar hoe kan my storie gebruik word vir God se storie? Wees gewillig, wees gehoorsaam. Hy wil jou gebruik. Dan kom ons by nog 'n storie. En ek love hierdie storie. Die storie van Mark. En so ek wil praat mense wat hier sit voel oor hierdie ben ek voel nie eens welkom hier nie. Soos jy weet nie wat in my lewe aangaan nie. Soos hierdie klink great om my storie te leef, God se storie, maar ek weet nie eens of hy my storie wil hê nie. Soos ek val in sonde. Ek het al veel keer weggestap van Christendom af. Soos ek struggle met goed, soos ek voel net soos ek beteken niks nie. Dis wat Mark se storie behels. Mark is die neef van Barnabas. Ons lees van hom net na Tychicus. Nou hierdie is dieselfde Mark wat ons oorlees in Handelinge 13 vers 1 tot 3. Die Mark wat gebuil het op 'n mission waartoe hy moes gaan en gesê het nee, ek gaan nie gaan nie, en hy quit. So hy's 'n quitter. En hier is dieselfde Mark wat die rede was hoekom Paulus en Barnabas geskei het. Onthou hulle hoe Barnabas vir Mark wou saamvat op sy mission saam met Paulus, en Paulus is soos nee, ek vat nie 'n quitter saam met my nie. Soos hierdie is mission, hierdie is radical. Ek kan iemand vat wat ek nie kan vertrou nie. Wat gaan hy doen op die mission? Gaan hy net quit? En so Barnabas en Paulus het verskillende roetes gegaan en elkeen het amazing goed bereik, maar Mark was die rede hoekom hy gesplit het. Nou kom ons hier in Kolossense. En ek glo dat Paulus moes iets sien in Mark se hart, 'n gewilligheid om dalk weer betrokke te raak, 'n gewilligheid om weer kerk toe te gaan. En so Paulus skryf, hy sê ek dink daar's 'n change of heart gewees, en so hy skryf in Kolossense, wanneer Mark kom, lees mooi daarso, welcome him. Welcome him. Ek back vir Mark, ek vouch vir Mark. Hy's 'n quoter, maar ek back hom want ek sien hy's gewillig. En so ek glo regtig God gryp nou in iemand se storie hier vanaand. En jy dink, luister, hy kan my nie gebruik nie. Ek het geval en God sê nee. Ek het nog altyd agter jou aangehardloop. Ek het nog altyd aanhou om jou te pursue. Ek het jou nie gelos nie. Ek weet wat jy gedoen het. Ek wil jou hê. Ek roep jou. Ek wil jou back. Ek wil vouch vir jou en sê, ek welkom jou. Ek vouch vir jou. Mike, jy is met my. Sarah, jy is met my. Sunny, jy is met my. Ek back jou. Ek vouch jou. Ek welkom jou. Ek wil jou storie gebruik vir my storie. God wil jou storie gebruik vir sy storie. Maak nie saak wie jy is of waar jy is in jou lewe nie. Wees net gewillig. Hy kom jou. God skryf in sy storie die fyn skrif van gewone mense soos ek en jy, wat die Gees kan gebruik op ongewone maniere om Jesus bekend te maak. So sien dat God jou storie wil gebruik. Dis die laaste punt. Die manier hoe God jou storie wil gebruik, is jy wat gewillig is en gehoorsaam kan wees aan wat hy vir jou gegee het en met wat jy kan doen. Ek sluit af aandiens. Paulus sê aan die einde van die teks, en dit is my amazing, I write this with my own hand. Remember my chains. Hy sê, jy dink jy kan iets doen nie, jy dink God kan jou storie nie gebruik nie. Ja, ek sit in die tronk, vasgeketting. Ek kon nie eers hierdie brief skryf nie, want ek was waarskynlik in te veel pyn gewees. Maar die laaste sin het ek my hand in die ketting gevat en gesê, remember my chains, I write this with my own hand. En God het Paulus gebruik om vir ons Kolossense te gee. God hom gebruik waar hy swak was. God hom gebruik net waar hy is, want hoekom? Jesus is genoeg vir hom gewees net daar waar hy was.
Omdat Jesus genoeg was vir hom, het hy besluit, ek sal enigiets doen om my storie te maak tel vir God se storie. En net soos Paulus vir ons sê, remember my chains, sodat jy weet, God kan jou gebruik net waar jy is, kom Jesus en hy sê vir jou, remember my cross. Onthou my kruis. En die rede kom ek vir jou sê, onthou my kruis is, want Jesus se hele lewe, sy mission vandat hy gekom het, of van voor die skepping begin het, was om te kom en te sterf vir jou op die kruis. Die kruis was sentraal tot Jesus se mission. En so, Jesus se hele lewe, al sy gebede tot die Vader, tot mense, sy gesprekke met sy disippels en ander mense, sy gehoorsaamheid tot God die Vader en gewilligheid tot op die kruis, was alles gemik daartoe, sodat hy kan gaan en kan loop in skaamte, gespoeg word, geslaan word, gegeesel word, vasgespijker word, gesteek word met 'n spies, naak, vasgekroon word met 'n doringkroon. En daar waar dit lyk asof dit die grootste negatief is in die geskiedenis, kom hy en hy deurkruis dit met 'n positief. Want op die kruis bewerkstellig hy vir jou verlossing, vergifnis van sonde, nuwe lewe toe hy opstaan, hoop tot heerlikheid en ewige lewe. Sien jy hoe Jesus sê, my hele storie was vir jou. My mission op aarde, my storie, was sodat jy kan deel wees van my storie en ek daardeur verheerlik word. Jy wonder, hoekom wil God jou storie gebruik? Of hoekom wil ek hê God my storie gebruik? Want Jesus het sy hele storie vir jou gegee. En alles wat ons nodig het, was daar gevind op die kruis, waar Jesus genoegsaamheid bewerkstellig het vir ons. Is dit nie amazing nie? Jy dink jy is swak. Jesus was swak op die kruis en kyk wat hy daardeur gedoen het. Jesus was gehoorsaam, kyk wat het daardeur gekom. Sy storie was gebruik, sodat jy hom kan ken en jou storie, sy naam kan bekend maak. En ons gaan vanaand op 'n praktiese manier Jesus onthou deur die nagmaal. So wanneer ons nagmaal gebruik, onthou Jesus se liggaam gebreek was vir jou, sy bloed gevloei het vir jou, sodat jou storie gebruik kan word om hom bekend te maak. So aandiens, deur die werk van Jesus op die kruis, het hy alles vir ons bewerkstellig. Ons het dit oor en oor gesien in Kolossense. Hy is genoeg vir jou. Vat dit. Maar Jesus is nie net genoeg vir jou nie. Hy is genoeg vir elke persoon daar buite. So laat ons gebede, ons gesprekke, ons gehoorsaamheid en gewilligheid gebruik word om aan die wêreld te wys, Jesus is genoeg. Ek stuur julle uit. Kom ons bid. Almagtige God en Hemelvader, ek is so dankbaar vir wat U gedoen het alreeds hierso. Ek is so dankbaar vir die kruis. Ek onthou dit. Ek sien dit. Hoe U gebreek was, gebloei het vir my en vir elke persoon hier, sodat deur die kruis ons weet alles wat ons benodig is in Jesus en hy is genoeg vir my lewe. Maar Here, ek moet nie daar stop nie. Ons wil nie hê dit moet daar eindig nie. Ons wil hê U moet ons help, sodat ons hele lewe, ons gebeure, ons gesprekke en ons gehoorsaamheid aan U gebruik kan word om aan die wêreld te wys, aan Pretoria te wys, aan persone daar buite in ons lewens te wys dat Jesus is genoeg vir hulle. Dat U is ons lewe. Here, gebruik ons. Gebruik elke persoon hier, wys elke persoon hier dat U wil ingryp en hulle gebruik om die storie bekend te maak van Jesus. Here, ons loof U en ons prys U, want U is so goed. U is koning en U regeer. Mag ons vanaand uitgaan en hierdie week uitgaan met Jesus op ons lippe. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.